Goeiemôre gemeente. Nou ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Ons begin ons ontmoeting met ons Here, weer om te roep, ons afhanklikheid te bely, en ons doen dit met die woorde van Psalm 121, waar ons vir hom vers 1 sal sing. As die Here aanroep, dan seën hy ons ook. Ontvang sy seën. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word, deur die kennis van God en van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons antwoord ons Here op sy kosbare seën met die woorde van Psalm 103. Psalm 103, vers 10 en 11. Openlik en hartlik bly ons dan nou ons geloof, en ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons Here antwoord ons
ons belydenis deur vir ons sy wet voor te hou. Ons luister nou na die wet van die Here van Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wat die wet moet doen, wanneer jy dit luister, is om 'n diep bewussyn in jou te skep van jou nood. Jou nood vir regverdigheid. Jou nood vir redding. En dit is so heerlik wat ons bely in die Heidelbergse Katekismes, Sondag 6, of vraag en antwoord 60, vir ons voorhou, waar die vraag juis gaan oor, hoe is jy regverdig voor God? Want dit is waaroor alles in jou lewe gaan. Hoe kan jy voor God staan reg? Nou antwoord ons in vraag 60, wat vra, hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. Sodat al kla my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig, en nie een daarvan gehou het nie. En dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehaat of gedoen het nie. Asof ek al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. En prys die Here vir hierdie waarheid. Ons antwoord die Here dan vol van nederigheid en laagheid oor ons swakheid as ons na die wet kyk, maar ook vol van lof en prys wanneer ons kyk na wat hy vir ons in Christus gee. Kom ons sing dan saam vir ons Here, en ons sing vanuit Skrifbereiding 10 vers 1 tot 6.
ons Here aan in gebed, waarna ons direk vir hom sal sing uit Psalm 25 vers 7. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank en prys U vir U wet. Ons kan nooit genoeg hoor hoe nodig ons U het nie. Ons kan nooit genoeg hoor hoeveel nood ons vir Christus het nie, want U ken ons. So maklik verhef ons onsself in ons gedagtes en in ons harte. So maklik verag ons hoeveel nood ons werklik het, maar nie wanneer ons na U wet luister nie. Daarin sien ons U heiligheid en ons sien ons onheiligheid. Ons kan ook nie genoeg hoor van Christus nie. Hoe hy is die middelpunt, Vader, ons prys U vir hom. Dat in hom en deur hom ons U so mag nader, dat ons na U wet mag luister sonder vrees, na U woord mag luister, U teenwoordigheid mag opsoek sonder vrees. Dat ons mag weet in hom was U ons so rein, dat het is asof ons nooit sonde gehad of gedoen het nie. Asof ons self al die geregtigheid van Christus gedoen het. Ons sal tot in ewigheid nooit genoeg kan hoor en kan sing oor die evangelie nie. So Vader, ons prys U en ons loof U. Mag ons lof vir U welbehaaglik wees. Mag U eer en U heerlikheid skitter in die harte en die monde van U kinders vanoggend. Vader, ons bid dan met groot verlange na U, groot liefde en ywer vir U en U woord, dat U ons nou sal help. Lei ons deur die Gees, maak ons oë oop dat ons wonders mag sien uit U woord. Help ons om te fokus, om te dink, en help ons dan om dit wat ons sien lief te hê. Om dit in ons harte te bære, om dit te koester soos die fynste goud. En Vader, versadig ons met die goeie uit U woord. Het is altyd so 'n wonder en 'n vreugde wanneer ons voor U kom, want ons weet ons mag nader met vrymoedigheid en vreugde U heerlikheid, U heiligheid. En dan is dit vir ons swaar ook. Want ons dink aan ons geliefdes wat swaar kry, veral hulle wat nie saam ons hier kan wees nie. So ons bid vir hulle. Maar Vader, wil U hulle deur die Gees vertroos en versterk. Wees hulle naby, dat hulle ook mag staande bly, bewaar hulle. En wil U uitkoms gee, en wil U hulle oë altyd op U hou. Vader, hoor dan ons gebed, hoor ons lof en ons prys, omdat ons dit voor U bring in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
vanoggend verder saam luister na ons Here se woord vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. Spesifiek gaan ons vanoggend luister na hoofstuk 1 vers 13 tot 21. Nou Petrus begin hier met 'n nuwe gedeelte, iets van 'n nuwe gedagte, een waarin hy ons oproep om sekere dinge te doen en sekere dinge te wees. Maar laat ons mooi sien dat sy oproep val nie uit die lug uit nie. Kom nie uit nêrens, dis gebou op dit wat hy gesê het in vers 1 tot 12. En wat so besonder is wat jy moet raak sien is dat veral wanneer ons nou luister na 'n gewigtige, duidelike oproep soos hierdie teks, is dit so belangrik om te onthou dat hierdie altyd die patroon is wat God gebruik. Dis hoe hy sy verbond instel. Hy doen, hy gee, en dan sê hy, antwoord jy. Dis nooit dat die Here kom en net opdragte lê nie. Maar altyd is hy besig in sy verbond om eers te doen, en dan vra hy antwoord. Oorweeg net die 10 gebooie wat ons vanoggend geluister het na. Hoe begin dit? Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Dis klaar. En dan kom sy wet. Dan kom sy beveel. En net so hier in vers 13, ons gaan saam luister vanaf vers 13, hoor ons daarom. Met hierdie opdrag wat kom, is nie grondloos nie. Is nie, doen dit net nie. Daar's rykdom daar agter. Wat ons dan sien, want ons sien daarom, dan vra ons waarom. En dan sien ons, vir ons wat glo in die Here Jesus Christus, vers 1 tot 3, het God uitverkies om verlos te word deur sy Seun en heilig gemaak te word deur sy Gees. Daarom het hy ons die wedergeboorte geskenk tot 'n lewende hoop in Christus. Vers 4, hy bewaar vir ons 'n erfenis in die hemel, onverganklik, onbesmet, onverwelklik. En dan vers 5, hy bewaar ons in die geloof, sodat ons verseker ons erfenis sal kry. Vers 7 tot 9, hy beproef ons soms met swaar kry en loutering. Hy doen dit om die onsuiverhede uit ons lewens te haal, om ons nader te trek, om Christus te verheerlik. Dan vers 10 tot 12 hoor ons die kennis, hierdie kennis van God se plan van verlossing, wat die profete wat daaroor geprofeteer het, nie eers geweet het nie, wat die engele begeerig was om in te sien, dit het hy nou aan jou bekend gemaak. Hoe jy deur Christus verlos word, dit het ons nou. Dit is geopenbaar. Daarom. En dan kry ons vers 12, vers 13 tot 21. So, ons luister saam na ons Here se woord, 1 Petrus 1, vers 13 tot 21. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie jou lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Tot sover. Nou hier is wat Petrus se argument is, in vers 13, tot by vers 21, vir jou om te groei in heiligheid, en heiligmaking te vorder, het jy sekere vaste, heerlike, ontwyfelbare waarhede nodig.
En jy moet jou verstand gebruik om hierdie waarhede so te oorweeg en te ken, dat dit jou dryf tot heiligheid. Hou dan julle Bybels oop hier by die teks, dat julle saam met my deur die teks gaan vers vir vers, en dit toets. En dat julle self kan sien, dat dit verskyn op die bord vir 'n oomblik, maar ek is oortuig, jy gaan dit baie dieper indrink as jy self sien uit die teks uit. So hou julle Bybels hier oop. Voordat ons saam deur die verse werk, let op vers 15. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Daar's die hoofoproep. En alhoewel dit nie nodig behoort te wees om te sê nie, is dit vandag. Die Here roep ons tot heiligheid. Ek sit vandag in 'n groot mate in dieselfde situasies wat Israel gesit het deur die eeue. Almal rondom ons bely Christus, koning, verlosser, God. Almal sê hulle kleef hom aan, doen Christelike goedjies, noem hulle self Christene. Maar kyk na die samelewing rondom jou, wat sien jy? Dis goddeloosheid. Onheiligheid rondom ons, oral. Mense lieg vir mekaar, bedrieg mekaar, doen mekaar in besigheid. En dan praat ons nie van die heidene nie. Ons praat van die mense rondom ons. Soms selfs tussen ons. Die samelewing het 'n onheilige aard. Om na naaktheid en laster te kyk op televisie, om self die Here se naam te misbruik, is so normaal vandag, dat jy is vreemd en lastig as jy dit gaan uitwys. Dis onheilig. Egskeiding, drankmisbruik, gevloek en geskinder, ywerloosheid in huisgodsdienst, kerkloosheid. En so kan die lys aangaan. Dinge wat ons ten volle verwag by die heidene, kry ons in oormate onder 'n volk wat Christus se naam bely. Niemand vra wat God se wil in my werk nie. Wat God se wil in my verhoudinge, my vriendskap, my tyd, my geld. Wat wil die Here hê? Wat pas by hom? Niemand doen dit nie. Hoe maak ek my kinders groot? Wat pas by hom? Niemand doen dit nie. Met die monde word God bely, maar die harte is ver van hom af. Want die harte is ver van heiligheid af, en hy is heilig. So, dan is die vraag, as ons na ons samelewing kyk en ons sien dit, het jy die hart vir heiligheid? Het jy 'n verlange, 'n koestering, 'n liefde vir heiligheid? En dis nie 'n vraag van hoe baie of hoe min sondig jy nie. Dis nie 'n vraag van hoe ver is jy gevorderd in heiligheid, of hoe baie het jy al gegroei daarin nie, want die antwoord sal soos die res van ons eenvoudig wees, nie baie ver nie. Ek doen nie baie goed nie. En die vraag eerder, is dit vir jou kosbaar? Hoor jy hierdie en sê, ja, hy roep my om heilig te wees. Glo jy dit dat die Here jou roep tot dit? Want indien wel, dan jy die kosbaarheid sien van hierdie teks. Vir jou om te groei in heiligheid, het jy sekere vaste, heerlike en ontwyfelbare waarhede nodig. En dan moet jy jou verstand gebruik om hierdie waarhede so te oorweeg en te ken, dat die kosbaarheid en gewig daarvan jou dryf tot heiligheid. Jou bou, jou lei tot heiligheid. En so na vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Nou, hierdie omgord die lendene van julle verstand is 'n antieke beeld. Die mense het in die antieke tyd lang rokke gedra as klere. Nou as jy 'n lang rok het en jy wil bergklim, jy wil hardloop, jy wil jag, jy wil veg, dan sukkel jy. So dan het hulle hierdie rokke opgetrek en om hulle heupe gebind, hulle heupe, hulle lendene omgord met hierdie rok. En dan kan hulle nou hulle self inspan. En ons het vandag dieselfde uitdrukking, wat presies dieselfde beteken. Ons sê, rol jou moue op.
Jou moue is in die pad, jy wil jouself inspann, jy wil besig wees, maar jou moue gaan vuil word, dit kan aan iets vashak, so rol jou moue op, dat jy kan besig raak. Dis wat Petrus hier sê. Rol die moue op van jou verstand, maak reg vir jou verstand om ingespan te word, om te dink. Dink, jou hoop, jou troos, jou bemoediging, jou rus, jou heiligheid, jou groei en nabyheid in jou verhouding met die Here, dit behels jy wat moet dink. God het jou so geskep dat vir jou om dit wat hy doen, wat hy gee, wat hy is te geniet, moet jy jou verstand inspann. Moet jy dit oorweeg. Moet jy daaroor mymer. Oorweeg nie die feit dat die Here gee vir ons, hoe openbaar homself in ons? Natuurlik deur die skepping en die onderhouding van alle dinge, maar in besonder deur 'n boek. En hoe neem ons 'n boek in? Jy moet dink. Oorweeg Dawid, hy sê, ek stel die Here altyd deur voor my. Wat beteken dit? Dit beteken, hy vat dit wat die Here sê oor homself, sy verhouding met Dawid, wie die Here is, en hy hou dit voor hom. Hy oordink dit. Hy mymer daaroor as hy slaap, as hy opstaan, as hy in die veld wandel. Hy mymer oor die woord van die Here. En dan, omdat U aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Dink aan Paulus, wat aan Timoteus skryf, en sê vir hom, dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Ja, insig in die woord en heiligmaking is iets wat die Gees doen. Is die Here wat dit gee, maar hoe doen hy dit? Jy wat dink, jy wat jouself inspann. God het die waarheid, jou en die waarheid, wat hy in jou openbaar so geskep, dat jy die krag en die heerlikheid daarvan slegs sal ken en ervaar as jy dit bedink. As jy daaroor mymer. Daarom, omdat God dit so geskep het, daarom het ons belydenisskrifte, wat so duidelik en heerlik en kragtig die waarhede van die skrif leer. O, hoe kosbaar om hulle te ken. Omdat God dit so geskep het, daarom kan jy so maklik die glorieryke psalm sing en niks voel nie. Al wat jy hoef te doen is nie te dink aan wat jy sing nie. Daarom kan jy 'n preek hoor, na 'n preek luister en niks leer nie. Al wat jy hoef te doen is nie te dink terwyl jy luister nie. Daarom kan jy nagmaal toe kom en aan tafel sit, die brood en die wyn gebruik en niks versterking ervaar nie. Al wat jy hoef te doen is nie te dink aan wat die Here openbaar en sê nie. Die oneindige gewig en heerlikheid van ons Here se waarheid vereis dat ons moue moet oprol, dat ons moet dink, dat ons moet fokus, en dis wat ons skryf verder in vers 13, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter. In ander woorde, vermy die dinge wat keer dat jy hart dink. O, hoe vol van afleidings is die wêreld. Duiwel is baie slim. Hy hoef nie te kry om te fokus op sondige dinge nie. Hy moet net jou aandag wegvat, jou oë wegvat. Jou oë van die koninkryk afval, jou oë van Christus afval. En op iets neutraal fokus. Iets van die wêreld, stokperdjie, sport, nuus, die oorlog in Gaza, wat ook al dit is. Wêreld is so vol afleidings. Waak daarteen om nie dronk te raak in die wêreld nie. Kyk na die goddelose, die onheiliges, en wat sal jy sien? Hulle is dronk van die wêreld. God openbaar homself in die skepping, hy openbaar homself in sy woord. Die kennis van hom is lewe en hulle ignoreer dit. Waarom? Hulle is dronk van die wêreld. Elke dingetjie, elke ding wat blink gryp hulle aan. Oordink hulle, beplan hulle, alles in die hart en die gedagtes gaan oor die wêreld. Wat se klere dra ek, wat se kar ry ek, wat se restaurante kan ek by gaan eet. Dit is uiters belangrik vir jou om, as jy wil groei in jou heiligmaking, om jou verstand te gebruik en te fokus. Afleiding van die wêreld uit te skakel. Niks kom in elk geval naby aan die belangrikheid van die dinge waarop jy jouself wil fokus nie, die dinge van die Here. 'n reuse deel van jou stryd in heiligmaking gaan oor jou verstand. Ons moet dit regtig raak sien.
Kyk na vers 14. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede, wat in julle onwetendheid bestaan het nie. Met verstand te doen. Vers 18. Omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Probeer 1 Korintiërs 6, vers 18. Paulus hanteer heiligmaking daar, hy sê, vlug vir die hoerery, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. 1 Tessalonisense 4, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery, dat elkeen van julle sy eie vrou moet verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. Jou heiligmaking verg kennis. Die Gees maak jou heilig, ja, en prys hom daarvoor, maar hy doen dit deur kennis, deur jou verstand. En hoe nodig om ons verstand te bewaar? Jy is nature lief vir die sonde en die duisternis. Dis wat dit beteken om in sonde ontvang en gebore te word. Jy is van nature geneig, gebuig om die duisternis lief te hê en as baie waardevol te beskou. Nou jy kan dan gaan en groei in jou heiligheid soos die fariseërs. En wat hulle gedoen? Hulle self gedwing. 'n Klomp dinge reg gekry om uiterlik so heilig as moontlik te lewe, sonder om daardie heiligheid, gehoorsaamheid en getrouheid beter te sien as die sonde, liewer te kry as die onheiligheid. En die gevolg is dan eer jy God met jou hande, jou mond, jou liggaam, maar jou hart is ver van hom. Dan maak jy die buitekant van die beker skoon, terwyl die binnekant nog vol onreinheid is. Dis nie waartoe God ons roep nie. Nie in hierdie teks nie, ook nie in die hele skrif nie. Hy roep ons tot heiligheid wat uit die hart kom. Heiligheid wat deur die Gees in jou hart gewerk is, maar hoe doen die Gees dit? Deur die waarheid van die woord. Deur die kosbarehede wat die Here van homself openbaar in die woord. Heiligheid wat daar opgebou is, daar uitspruit. Tot 'n hart wat kyk na die soetheid en die plesier van die sonde en wat dit bied. En sê, Christus is beter, gehoorsaamheid is beter, heiligheid is beter. En daarom sal ek die heiligmaking van die Gees najaag. Oorweeg dan 7 vaste, heerlike, ontwyfelbare waarhede in ons teks, waarop jy dan jou gedagtes moet rig, die lendene van jou verstand omgord, die moue van jou verstand moet oprol, en bedink, oormymer, liefkry. 7, ons gaan vanoggend saam kyk net na 3, en dan volgende week sal ons na die ander 4 kyk. Nommer 1, Christus kom weer terug. En wanneer hy kom, dan sal hy genade vir ons bring, by sy openbaring. Besonder as jy dit raak sien, wanneer ons deur Petrus werk, is hy roep jou heeltyd verby hierdie wêreld. Hy roep jou heeltyd uit hierdie wêreld uit. Dink aan vers 1, wat noem hy ons? Vreemdelinge in hierdie wêreld, uitverkore vreemdelinge, bywoners, ons hoort nie hier nie, ons het nie rus hier nie. Vers 4, hy rig ons op ons erfenis. Hy sê, jou troos, jou hoop, jou erfenis in die hemele. Onverganklik, onbesmet, onverwelklik. Bewaar vir jou. En dan rig hy ons hoop op die wederkoms van ons koning. Wat ons hierso kry in vers 13. Daar is maar min dinge in hierdie lewe wat jou oë so vinnig, so maklik van die afleidings van hierdie wêreld af sal haal, soos om te mymer oor die koms van ons Here Jesus. Om aan sy wederkoms te dink. So dan sê Petrus, hoop volkome op die genade wat julle deel word. En in die Grieks is interessant, wat die teks hier sê is, die genade wat vir julle gebring sal word. Wanneer Christus kom,
dan bring hy iets. Hy bring genade. En goed, nou vra ons, hoe dryf hierdie, dat wanneer Christus terugkom, bring hy genade? Hoe dryf dit my om heilig te word? En oorweeg hierdie genade wat ons sal ontvang. Ons hoor in 1 Korintiërs 3, ons sal 'n hemelse beloning ontvang. Paulus sê daar, laat elkeen kyk na hoe hy bou, dat hy met kosbare stene bou, silwer en goud, sal met vuur getoets word, en as dit bly staan, sal hy loon ontvang. Ons kunskap sal ten volle bevestig word met die wederkoms. Ons hoor Romeine 8, sê Paulus, ons sug in afwagting vir die aanneming tot kinders. Dit is die verlossing van die liggaam. Dis wanneer Christus weer kom. Ons kunskap sal duidelik vir ewig gevestig word, en ons sal getroos word. Openbaring 21, God self sal die trane afdroog. Ons sal nie geoordeel word wanneer Christus kom nie. Dink aan die besonderse dag, en dis wat dit beteken, om 'n voorbeeld te gee van wat beteken dit om te mymer oor hierdie waarhede, en hoe dit jou tot heiligheid dryf. Dink aan Christus se wederkoms, mymer daaroor, Matteus 25. Ons hoor hy sal kom, hy sal skeiding maak, hy sal sy gelowiges vat in sy regterhand, die res van die ongelowige, vyandige wêreld in sy linkerhand. En hoor dan wat sê hy, sê vir sy gelowiges, in Matteus 25, kom julle geseëndes van my Vader, ontvang die koninkryk wat vir julle berei is, voor die grondlegging van die wêreld. Mymer oor dit. Bid dit vir die Here. Dink daaroor. Dink hoe dit sal wees. Oorweeg die heerlikheid en die krag daarvan. Hoop volkome daarop. Verwag dit volkome. En is belangrik om te sien in vers 13 waar Petrus dan sê, nie net hoop op hierdie genade wat kom nie, hoop volkome. Want baie sê dat hulle dit hoop, en ek dink in 'n sin hoop hulle dit wel. Baie sê goed, as Christus kom, sal ek genade ontvang en verlos word. Maar dan het dit geen effek op hulle lewe nie. Die hoop en die verwagting daarop. Dit doen niks aan hulle nie. Hulle troos, hulle skatte, hulle strewe, die dinge waarvoor hulle self gee, is nog steeds die dinge van hierdie wêreld. Hulle geld, hulle gemak, hulle plesier, hulle eer en status. Om volkome op hierdie genade te hoop, is om so daarop te hoop. So daarvoor te wag, so jou gedagtes tot dit terug, dat dit jou losmaak van hierdie wêreld af. Dat dit maak dat jy kan swaar kry verduur. Jy kan armoede verduur. Jy kan verdrukking verduur. Jy kan teleurstelling verduur en bly wees. Waarom? Want jou hoop is nie 'n bietjie hier en 'n bietjie daar nie, dis volkome daar. Laat hierdie goed my teleurstel. Laat dit gaan. Selfs die kosbaarste goed, my gesondheid, my geliefdes, laat dit my teleurstel. My hoop lê daar, by die genade wat vir my gebring sal word, by sy openbaring. So jy kyk na die dinge van die wêreld, jy kyk na die genade wat Christus beloof, en jy sê, dis beter. Dis om na die koekies en die rooi koeldrank wat hierdie wêreld bied, te kyk, en nie jouself daarvoor te gee nie, want jy verwag ten volle die heerlike vleis en wyn by die bruilofsfees van die Lam. Oordink hierdie dinge, mymer daarop. Laat jou siel homself verlustig in die waarheid van die genade wat vir jou gebring sal word by die openbaring van Jesus Christus, en laat jou siel dan uitroep, dit is beter as wat hierdie wêreld bied. Nommer 2, tweede kosbare waarheid, om te gryp, lief te hê, oor te mymer wat ons lei na heiligheid.
vers 14. Ons word tot heiligheid geroep as die kinders van die heilige God. Goed, jy het nou gehoor, jy word tot heiligheid geroep deur die heilige God, maar hy roep jou as sy kind. En dit verander alles. Hoor vers 14, soos gehoorsame kinders, moet julle nie jou lewens inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Jy sal altyd sukkel, en jy sal altyd struikel in jou heiligmaking en nooit groei nie, indien jy dit nie benader as 'n kind nie. En wanneer ek sê benader jou heiligmaking as 'n kind, dan bedoel ek nie, moenie daaroor dink nie. Hoe moet ons ophou om daai teks so te verdraai? Om te sê, glo soos 'n kind, doen hierdie soos 'n kind, doen daardie soos 'n kind, beteken moenie daaroor dink nie. Dis nie wat die teks sê nie. En is ook nie wat dit beteken dat ons as kinders van God geroep word tot heiligmaking nie. Wanneer daar gesê word dat ons word as kinders van God tot heiligmaking geroep, dan bedoel Petrus daardeur, dis nie 'n voorwaardelike roeping, sê doen dit, wees iets, wees heilig. En dan, as God tevrede is, sal hy jou sy kind maak nie. Oorweeg weer eens hoe God se verbond werk. Prys hom vir sy wysheid en sy genade in die verbond. Hy kom nie na die mens toe en sê, as jy heilig is en gehoorsaam is, en ek is tevrede, dan sal ek jou my kind maak nie. Hy kom na sy volk, en hy sê, ek is die Here jou God, wat uit my eie uit, sonder enige motivering besluit het om jou te vat. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy is my kind, so kom die Here na ons. Hy sê, ek is die Here jou God. Jy is my kind. Daardie verhouding is klaar gevestig, finaal, vas. Jy's gedoop. Daar is jy verseël as die kind van God. Voor jy kon dink, voor jy kon praat, voor jy kon glo, voor jy iets kon bied, is jy verseël. En God het gesê, my kind. En hy doen dit sodat hy jou juis kan wys dat sy besluit om jou sy kind te maak is ewig onveranderlik, want dit is nie gegrond op iets van jou nie. Dit is nie gegrond op hoe goed jy kan doen, hoe heilig jy kan word nie. Sy besluit om jou sy kind te maak, so grond in homself en in niks anders nie. Die oproep is dus nie, wees gehoorsaam, wees 'n heilige persoon en dalk sal God jou 'n kind maak nie. Nee, dis die oproep wat jy vir 'n slaaf gee. Nou hoor ons Romeine 8, ons het nie die gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Ons word geroep tot heiligheid. Nie sodat ons kinders sal word nie, maar omdat ons kinders is. So belangrik om te sien, sy roep tot heiligheid. En sy roep vir jou tot heiligheid is onvoorwaardelik. Daar is tog 'n voorwaarde om sy kind te wees. En dit is perfekte gehoorsaamheid. Iets wat jy nie het nie, en iets wat jy nie gaan hê nie. Wat jy nie kan hê nie. Maar dan sien ons Here Jesus Christus, die enigste gebore seun van God. Hy wat kom, en hy wat daardie voorwaarde in jou plek nakom. Perfekte gehoorsaamheid en heiligheid. Sien ons hom aan die kruis, hy vat jou onheiligheid, hy word vergeld, hy gee vir jou sy heiligheid. Soos ons gehoor het in die katekisme Sondag 60. Hy gee vir jou sy genoegdoening, sy heiligheid, sy volkome heiligheid, asof jy dit gedoen het. So, in 'n sin is daar voorwaarde om kind van God te wees, maar daai voorwaarde het Christus vervul. Vir jou. So oorweeg dan, bedink die krag van jou kindskap. En wanneer jy luister, en wanneer jy ons volgende week weer na die teks kyk, na die ander 4, wanneer ons dan weer gaan kyk na, en dieper gaan kyk na God se roep tot heiligheid, sien dit raak, dat jy hoor dit nie, as een wat buite staan en ver staan.
dat God roep en sê, jy beter heilig wees nie. Hy roep jou as 'n kind. En sê, my kind, jy wat in my verbond is, ek, wat die Here jou God is, jou Vader is, leer jou. Wees heilig. Dit maak die wêreldse verskil. Nommer 3, en laastens, vir vanoggend, hoe beter jy God ken, hoe heiliger sal jy word. Ons het klaar 'n bietjie daaroor gepraat, vroeër met die omgord die lendene van jou verstand, trek die moue van jou verstand op, dat jou heiligmaking, jou groei daarin, jou verhouding met die Here is uiters gebind aan jou verstand, en aan jou kennis van die waarheid. Maar hoor weer vers 14. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie jou lewens inrig volgens die begeerlikhede, wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Wat was die wortel van daardie begeerlikhede, daardie sondes? Wat is die akker waarin dit geplant is? Onwetendheid. Kennisloosheid. Sien jy dit? Belangrik dat jy dit uitsien. Die begeerlikhede kom vanuit 'n tekort aan kennis van God, sy wil, wie hy is, sy heerlikheid en sy genade. Dis waar dit uitvloei. Hoe minder jy van God weet, sy heerlikheid, sy karakter, sy verlossing, hoe minder jy dit ken en verstaan, hoe minder gaan jy die waarde daarvan sien. En hoe minder jy die waarde daarvan gaan sien, die heerlikheid, die krag daarvan gaan sien, hoe aantrekliker gaan die wêreld vir jou lyk. Hoe kosbaarder gaan die plesier, en die mag, en die gemak, en die dingetjies wat die wêreld jou gee, hoe kosbaarder gaan dit vir jou lyk. Want jy sien en jy ken nie sy kosbaarheid nie. Hoe duidelik leer Paulus ons dit? Efesiërs 4. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie, gemoeddenke, verstand. Mense wat verduister is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. So, kyk na jou lewe, kyk na jou heiligmaking, meer diep nog, kyk na jou gesindheid teenoor heiligmaking. Heiligheid. Is dit vir jou 'n las? Dat die Here vir jou sê, wees heilig, want ek's heilig? Is die wêreld so kosbaar vir jou? Die sonde en die klein dingetjies wat ons doen, wat ons weet verkeerd is, so lekker, dat heiligheid vir jou bitter is? Wat is jou reaksie wanneer iemand jou vermaan? Wat is jou reaksie wanneer jy in 'n groep is en daar gebeur ongeregtigheid en sonde, en iemand sê, hierdie is nie reg voor die Here nie? Is dit irritasie? Moet jy nou ons pret kom bederf? Wat is jou reaksie teenoor heiligheid? Wonderlik om te sien dan. Dit is punt van punt 3 hierso. Wanneer jy gaan groei in jou kennis van God, wanneer jy gaan groei in jou kennis van die soetheid, die lieflikheid, die voortreffelikheid van sy weë, van heiligheid, en die walglikheid van die sonde, die bitterheid daarvan. Wanneer jy gaan groei in jou liefde en jou agting vir sy heerlikheid en kosbaarheid, dan gaan jy groei in jou heiligheid. Wanneer jy wanneer Petrus praat van die begeerlikhede wat in julle onwetendheid bestaan het. Daai onwetendheid is in 'n mate klaar weg, want jy weet wie Christus is. Jy sou nie weet as jy nie het nie. Jy ken die krag van sy opstanding, anders sou jy nie weet nie. Groei daarin. Dryf die onwetendheid uit. So as jy besig om in die kennis van God te groei, jy sal die vrug van vernuwe denke en heiligheid proe.
Die Here roep ons dan tot heiligheid, laat ons dan die moue van ons verstand oprol. Hoop volkome op Christus, luister na die stem wat jou tot heiligheid roep, dat dit die stem is van jou Vader, en lewe, leer vir Christus ken, dieper en dieper. Wat Paulus sê, oordink hierdie waarhede, mymer oor hulle, en mag God jou insig gee in alles. Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons val neer voor U, trane van rou en ook trane van blydskap, want ons weet ons val nie neer voor 'n regter alleen nie alleen voor 'n koning nie, maar voor ons Vader. Ons prys U vir Christus en dat ons mag weet dat ons voor U skoon en rein is, ons sonde is vergewe, dit wat ons gedoen het, dit wat ons gaan doen, is klaar uitgedelg. Ons prys U daarvoor, want hoe verlang ons dan om heilig te wees. Ons kyk na U en U heerlikheid en U kosbaarheid skitter. U is die fontein van alles wat goed en mooi en reg en heerlik is. En U is heilig. Hoe verlang ons dan na heiligheid? U ken ons en ons swakheid, ons wisselvalligheid. Gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ons bely dat ons baie gereeld onheilig lewe. Een oomblik word ons wakker en ons is ywerig. Ons is vurig vir U. En die volgende dag is ons lou, ongevoelig. Kom ons swakheid te hulp, lei tog ons wankele skrede in die spoor van U geregtighede. Help ons, Vader, deur die Gees. Laat die verlange wat ons hart vir heiligheid het, dat dit tog gevul sal word, versadig sal word. Ons dink ook aan die koms van ons Here Jesus Christus, soos wat U vanoggend met ons gepraat het oor. Verlang ons na daardie dag. U sê deur monde van die apostel Paulus dat 'n kroon van geregtigheid weggelê is vir elke een wat sy koms lief gehad het. En ons het sy koms lief. Ons verlang daarna, die genade wat ons sal ontvang, die heerlikheid. Ons verlang na die tyd wat ons by U kan wees, wat ons U kan sien, waar ons verstand bevry mag wees van die beperkinge van hierdie wêreld, dat ons die volheid van U heerlikheid sal mag geniet. En daarom bid ons saam met die gelowiges oor die eeue. Kom, Here Jesus, kom tog gou. Amen. Vir ons Here sal sing, Psalm 128, vers 1 en vers 4.
broers en susters, ontvang die seën van die Here. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleen wyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. Amen.